Vanoggend was vir my so 'n voorreg. Ek ry hier deur die dik mis tot in Porterville en daar raak die mis te oop en ek daar wegdraai hier na julle toe. Hier staan 'n ou langs die pad. Gooi duim, ek dink laat ek hom optel. Ek het nou plek in die bakkie. Ek tel hom op. Nou klim Johan by my in. Hy vertel vir my hy werk op die vissersbote in Saldanha. Nou het ons nou 'n hele rukkie van daar tot hier om te gesels en nou vertel hy my hoe hulle op die see uitgaan. Ek sê vir hom, jy nie bang vir die see nie, ek weet nie van julle, maar ek het op die grond groot geword, ek is bitterlik bang vir die see. En in elk geval, lang storie kort, net te sê hulle hoe ek my nou klaar maak, ek het nog nie begin nie, want ek vra vir hom, is jy nie bang as jy op die see uitgaan nie? Hy sê, nee, hy is glad nie bang nie. Ek sê vir hom, dat jy jare, hy het daarmee groot geword, hy ken dit, jy weet, hy sê, en hy is bevoorreg dat die persoon, wat hulle, ek weet nie of hulle kaptein, wie die boot besit, is 'n gelowige ou, hulle bid elke slag voor hulle uitgaan, en sê vir God, dankie dat hulle veilig terug is op land. Ek sê vir hom so, hoe lank dien jy die Here? Hy sê, nee, hy dien nie die Here nie, is nou eerlik met my, en ek vra vir hom of hy vir my kan verduidelik, wat die Bybel leer in kort, wat dink hy is die kernboodskap van die Bybel? En ek kan eintlik agterkom, ek weet nie eintlik lekker hoe om te verduidelik, jy weet, wat sê die Bybel nou nie. So vir my nogal 'n passie, want die boek, ek weet die boek is nogal dik, en partykeer vir my nogal ingewikkeld ook, jy weet, vir my is dit 'n passie om dit vir mense simpel te maak, want Jesus het vir kinders gesê om te kan glo. En as dit vir the man in the village in Malawi possible is to believe, and for a child possible to believe, it cannot be too complicated. And I had the privilege of sharing the gospel in a simple way with him. And I stopped here at the 4-way circle and I had the privilege of, I said to him, do you understand what the gospel means? What it means that Jesus died for us and He saved us from our sin. We can be one with God again. Sin removes us from God and now separates us from God, and Jesus is the one that allows us to be close to God again, if we accept Him. And we have eternal life. En hy sê vir my, hy verstaan vir die eerste keer, ek vra 'n paar vrae om seker te maak, verstaan nie, want meeste mense wil ons polite wees, jy weet, hulle sê, maar ja, hulle verstaan, maar eintlik verstaan hulle nie. Ek vra vir hom, het jy 'n begeerte? Want hy verstaan iets daarvan, dat die persoon wat hulle boot skipper, op 'n ander plek in sy vrou, hy sê, hy glo God bestaan, maar hy, soos hy sê, hy is nie bekeerd nie. En voorreg om saam met hom te bid en vir hom te sê, vra die persoon saam met die boot, want Jesus vir my is altyd maklike handelinge, as iemand na Jesus toe kom, het hulle gevra vir Petrus, wat moet ons doen? En Petrus antwoord vir hulle lekker maklik, hy sê vir hulle, repent of your sins and be baptized. Ek sê vir hom, wil jy repent van jou sondes, wil jy jou sondes bely voor God? Johan sê, ja, hy wil graag, en hy bid 'n gebed van repentance, en ek sê vir hom, as jy nou daar by jou skipper kom, vra vir hom, hy moet jou doop asseblief, en dan vir jou help om Jesus te volg. En hy is so opgewonde, hy sê, die Here het bedoel dat ons mekaar vanoggend op Porterville se kruis moet kry. En vir my 'n passie om net in die alledaagse lewe, want ek dink dis waar die sendingveld die grootste is. As jy vir my vra, wat is die grootste gewaarwording van fulltime ministry, wat ons nou weet wat 'n leen is, almal van julle is in fulltime ministry, wat is die gewaarwording vir my van by die gemeente werk terug in die boerdery besigheid? My hart is stikkend vir die groot dood. Op 'n manier het die kerk my omring met kerkmense, en ek het gedink die samelewing lyk so. En die samelewing lyk nie so nie. Mense is so begeerte om Jesus se goeie nuus te hoor. Hulle is radeloos met hulle self en met hulle kinders, hoe om hierdie lewe te leef. En almal van ons beweeg elke dag en heeldag tussen mense wat hierdie begeerte het. Hulle is of te skaam, of ons is te skaam, en op 'n manier kom die goeie nuus nooit by hulle uit nie. Maar ons hoef nie Indië toe te gaan. Ons kan soontoe ook gaan, om die goeie nuus te deel met mense rondom ons. Ja, so ek is eintlik aangeraak in my hart om te sien hoe desperaat ons algemene samelewing is. Heeltemal, het is asof ek sien wat Jesus gesien het toe hy, waar sit in Matteus 9, oor Jerusalem gekyk het, en hy het geween en hy het gesê, hulle is so skape sonder 'n herder. Wil hulle by mekaar maak soos hy henna kykens om vir hulle te sorg. Mag die Here iets van dit in julle elkeen se hart doen.
om die gebrokenheid van ons samelewing te sien, en dan vir die Here te vra, help my om iets daaraan te doen, juis om 'n rede daar waar jy werk, nie net om brood op die tafel te sit nie, dis deel daarvan, maar die Here het jou daar gesit om lig en sout te wees, en mag jy wysheid ontvang, nederigheid, dink vir my partykeer om liefde te hê vir die mense wat ek wil bereik. Ek weet nie of julle ook daarmee sukkel nie. Ek het nog so partykeer 'n gevoel om iemand te bereik, maar ek wil hom bereik sonder om lief te wees vir hom. Nou ek weet nie of julle al uitgevind het, maar is onmoontlik. Kan nie gebeur nie. Ek moet lief wees vir mense. En partykeer het ons die Here se hulp nodig om vir van die mense om ons lief te hê, of is dit net ek wat daarmee sukkel partykeer? So vra die Here om jou lief te maak vir die mense rondom jou, en vra die Here om jou geleentheid te gee en moed te gee om die goeie nuus van Jesus te deel. En die goeie nuus van Jesus is vir my eintlik net 5 gedagtes. God het ons geskep en hy's baie lief vir ons. Ons sukkel met sonde, dit verwyder ons van God. God het ons so lief dat hy sy seun gestuur het, sodat hy die prys kan betaal wat ek en jy moet betaal. En elke mens het 'n vuur, elke mens het 'n keuse. Jesus het gekom om ons te red van hierdie sonde. Maar dit geld nie outomaties vir alle mense nie. Die mens moet sê, ek soek Jesus as my koning, as my redder. En dan het ons ewige lewe saam met God in sy teenwoordigheid. En dis die goeie nuus, dis die boodskap van die begin tot die einde. Ek het so 'n rukkie terug, 'n paar jaar terug, lees ek 'n boek, en die boek se opskrif is With. As jy hom nog nie gelees het, doen jou guns en lees die boek With. Dus al sy titel is With. En wat hierdie boek doen is, hy gaan deur die hele Bybel en fokus op God se begeerte om met die mens te wees. En dit vat my weg van 'n klomp goed. Jy weet, ons dink partykeer in tradisionele kerke is mense godsdienstig. Na ek die boek gelees het, wil ek nie vir julle verduidelik hoe godsdienstig ons kan wees in die meer charismatiese kerke nie. Religion, not relationship. Jesus is agter ons verhouding met ons. En daai boek With het my heel, ek weet nie, het my intimiteit met die Here gegee, wat my ongelooflik gehelp het, om te weet dat God se nommer 1 begeerte is om die lewe met jou te doen. En partykeer maak ons van gehoorsaamheid en mission en al die beginsels wat in die Bybel is, hierdie vreeslike belangrike goed, nou dis belangrik, maar dis nie die heel belangrikste nie. As gehoorsaamheid die heel belangrikste vir God was, dan het hy met jou gehandel volgens jou ongehoorsaamheid. En die Psalm sê, God is genadig, hy handel nie met ons volgens ons ongehoorsaamheid nie. Hy handel met ons volgens sy genade. So 'n verhouding met ons. Ek kon nie glo toe ek die Afrikaans vir with is obviously met. En kom ek lees net, ek gaan nou by die woord kom. Ja, hierdie is vir my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, en ek wil vanoggend vir jou aanmoedig, as dit is waar God wil hê, alles moet eindig, dink jy nie die hele proses tot daar sal iets van dit in het hê nie? So hoor jy, waar wil God hê moet dit eindig? Openbaring 21 vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie meer bestaan nie. So net vir die vissermanne onder julle, daai tyd see het na alles wat donker en sleg is verwys. Ek dink daar sal see wees. Hierdie is simbolies, see. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God uit die hemel sien neerkom, en die nuwe Jerusalem wat soos 'n bruid vir haar eggenoot mooi gemaak is. Ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, ek wil hê jy moet luister, hoeveel keer kom die woord by, met, in die volgende paar verse voor. Hoor gou hierso. Kyk, die tentwoning van God is nou onder sy mense, opgeslaan. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal glad nie meer bestaan nie.
Hartseer en smartkrete en pyn sal nie meer bestaan nie. Die ou dinge is verby en het verby gegaan. God se hele hart is om met ons te wees. Dit was in die tuin van Eden so gewees. As jy in Johannes lees, hy het Jesus gestuur om met sy mense te wees, maar hulle wou hom nie ken nie. God se begeerte, nommer 1, is om die lewe met jou te doen. Al die ander belangrike goed van die Bybel volg dit, gaan dit nie voor hê. Hy wil met jou wees, en Jesus is die weg met God. En om vir mense te help, om te weet dat God se begeerte is met. So, vanoggend se woord, ek gaan hom nou moet kort knip. Kom sommer uit my eie ervarings uit, en my gesprekke met God, worstel met God. So ek weet nie hier by julle nie, maar daar by ons is op 8, dink dit was 8 Februarie, is daar 'n hailstorm deur, wat alles verwoes het. By ons het hy so 10 plase in 'n ry geslaan, en ons het al haal gehad, maar nog nooit so gebeur het. Ons het, ons dink nie ons het 60% van die vrugte wat aan die boom sit, kon ons vir sap lewer. Hulle het gevrot voor ons by hulle gekom het. Wat nog te sê van uitvoer? Ek dink in totaal, omdat daar so bietjie onder nette was, dink ek gaan ons so 6 of 7% in die seisoen wat verby is, kon ons uitvoer. Die res het gevrot op die grond of in die sapfabriek geëindig. En dan was er 10 plase wat almal so half dieselfde wat dit dan betref het, ervaar het. En vir ons was 2 van die plase, die 2 plase waar daar nie mekaar lê, kom het toe al 2 oor. Daar's nie 'n hoekie wat uitgelaat is nie. Die een gedeelte is groot met nette toegemaak, die haal was so baie dat die nette geskeur het, toe slaan het sommer die vrugte onder die nette ook stikkend. Nou ek weet nie van julle nie, maar dan praat ek met die Here, wat gaan nie aan? Hoe handel die Here op die oomblik? So dit was die ene ervaring, ek gaan nog 'n bietjie oor dit uitbrei. Die tweede een was gewees, 'n gesprek met 'n vriend van my, wat in 'n maatskappy ook werk, wat dieselfde oorgekom het, en ons gesprek gaan oor, verstaan ons wat dit is om die Here te vrees? Do we know what it means to fear the Lord? Biblical fear. And why is it, what we said to one another in our conversations, we ourselves reckon we don't have the fear of the Lord that we are supposed to have. Why is that? Hoekom dien ons die Here al so lank, en ons sien in onsself nie die vrees vir die Here wat ons behoort te hê nie. And then I visited a small group, and a lady read a short passage from scripture in 1 Corinthians. So those 3 led me and formed me through this period of my life, and I want to share something of that. En ek kan nie groot uitbrei op alles nie, want ons tyd is te min. So I remember many years ago, Corney Becker, from those of you who have attended convergences, many years ago he said, the fear of the Lord is taught. And I went to scripture and I searched, where does he get it from? And I found it in Psalm 34 verse 1. He says, fear of the Lord is taught. So as ons nie reg geleer word nie, kan ons nie die vrees van die Here hê nie. En natuurlik word ons op verskillende maniere geleer. En ek wil net kortliks sê, en ja, ek wil julle eintlik aanmoedig om 'n gesprek daaroor te hê. Leroy, jy kan my maar aanspreek, en as Anton na die tyd iets 'n regstelling wil maak, is julle ook welkom. Want wat ek gaan sê, dink ek, meeste van die tyd wil ons graag 'n bietjie van 'n ander gospel hoor. So, een ding wat ek sien wat ons verkeerd doen, is ons leer onsself of vir ander mense dat God nie in al die detail van die lewe betrokke is. Ons verskoon hom daarvan. So op 'n manier dan hoef hy nie, ons hoef hom nie te verduidelik in hierdie omstandighede nie, want hy's nie, is amper soos hierdie oudtydse wekkers, die kinders weet seker nie hoe werk hulle nie, maar daai wat jy opgewen het, en dan maak jy hom maar staan, en dan staan jy 'n tree terug, dan loop hy.
So God het hom gemaak en hy het hom opgewen, maar nou staan hy so eentjie op 'n afstand en hy loop nou op sy eie. Ons het baie keer hierdie gedagte van hoe die lewe werk. Dis die een fout wat ek sien, want as ek na die Bybel gaan kyk, dan sien ek God is in elke detail betrokke. Nie passief nie, aktief. Van hare op my kop, tot 'n donkie wat praat, of 'n haalstorm wat vir Farao uitslaan, wat 'n voorbeeld jy ook al kan dink. Elke detail sien ons is in God se hand. Die tweede ding wat ons doen is ons sal na goed kyk wat gebeur en sê ons, maar dit is Satan, dis die vyand, dis nie God nie. God sal nooit dit doen nie. So ek wil net daai 2 punte by julle los, dat ek dink ons ontneem ons 'n regverdige kans om vrees vir die Here te hê, omdat ons daai 2 lerings verkeerd kry van tyd tot tyd. Ek wil nou nie in detail in gaan nie. Kyk hoe jy dink wat die woord leer. So, I think, and I think the world and the internet is full of teachings that God, the biblical God, will never ordain and bring things to my life that will suffer the flesh. Hoe maak dit sin wat ek sê? So daar's baie lering oor dit. So dis geen wonder ons is baie keer deur mekaar nie. Maar as ek die Bybel lees, dan sien ek hoe dat God deur moeilike tye sy purposes and his will accomplish. And he ordained. So I want to encourage you not to use the following words. God uses something to work out well for us. I want to say God ordains some bad suffering things to work out his will in your life. En dit is nou baie kontroversieel, so as jy miskien nou ongemaklik is, ek kan dit verstaan. Want dit is nie die lering wat ek dink oor groote meerderheid in die charismatiese kerk gepreek word. So kom ek is nou so 'n bietjie van my storie af. So ek wil net sê die 2 goed wat ek en my vriend by uitkom, wat ons gesels oor, hoekom word die vrees van die Here nie geleer nie. En hierdie vroutjie se gedeelte wat sy toe lees uit 1 Korintiërs, miskien moet ek dit vir julle lees. Toe sy nou dit lees, is so nou in daai selfde tyd wat ek toe nou so worstel met wat is die Here mee besig en wat gaan nie aan. Ek het nou gedink hy gaan ons beskerm en alles gaan voorspoedig en goed gaan. En so net 'n voorbeeld, hierdie is nie op almal van ons van toepassing nie. Dis as 'n voorbeeld van hoe dit partykeer kan werk in hierdie lewe en hoe God betrokke is in hierdie lewe. As enige iemand dan op 'n onwaardige manier die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal daardie persoon skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dit is waarom julle moet ondersoek voordat julle van die brood eet en uit die beker drink. Want as julle van die brood eet en uit die beker drink, eet en drink julle en oordeel oor julleself as julle nie die nodige respek. Hoor julle the fear of the Lord? There's no fear of the Lord in the way we treat communion, and there's a consequence. Let's read what the consequence is. Daar's nie die nodige respek teenoor Christus se liggaam word betoon nie. Dit is waarom daar baie swakkes en siekes onder julle is, en heelwat onder julle reeds oorlede is. Ek weet dit al gelees. Dag het jou ook uit. En dan sê hy, as ons onsself egter vooraf ondersoek, sal ons nie onder God se oordeel kom nie. So wie het die swakheid en die siekheid en die dood gebring? In hierdie geval. Ons kan nie anders sê, ons moet sê God, dit was sy oordeel gewees. Daarom my broers,
Okay, ek gaan nie verder lees nie. Maar selfs as ons God se oordeel en dissipline moet verduur, sal ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. So wat ons moet hoor, die swakkes en die siekes en die dooies het nie die ewige oordeel gekry nie. Dit het 'n tydelike oordeel gekry om 'n invloed op hulle lewe te hê. Dis wat ons hier uit moet haal. So dis maar 'n klein kort skrifgie wat ek in daai selfde tyd deel. Nou gaan dit hier in my agterkop terwyl die vrou dit in die klein groep lees. Ek wonder waarmee die Here met my en my broers en almal wat saam met ons boer besig is met hierdie haalstorm wat hier deur is. Dit is chaos. Dis jare se werk wat verdwyn in 6 uur. Gone. Nou begin ons weer oor met al daai skuld. Waarmee is die Here nou besig hierso? Ek gaan nie oor my storie nie, ek wil hê, eers gaan jy ook deur suffering en swaar tye in hierdie lewe. En my vraag vanoggend is, hoe respond jy op dit? Hoe reageer jy? Trek jy weg en bestraf die duiwel van al 7 kante af? En ek wil met baie respek sê, as die Here besig is met jou daar, gaan jy bid uit lyn uit met waarmee die Here besig is. Dit gaan geen effek hê nie. So ek wil afsluit vanoggend nie net, so kom ek sê eers my eie gestoei. Ek dink sommer 'n skrif wat ek hier neergesit het, Hebreërs 10 vers 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God, outside of the atonement of Christ. So om in die Here se hande te wees sonder Jesus is moeilikheid. Groot moeilikheid. So nou, in my stilte tyd lees ek nou die bekende gedeelte, almal van julle ken dit. As jy nou seer so 'n moeilike tyd gaan, wat 'n skrif help nogal? Psalm 23, klink vir my, jy was ook al daar. Die Here is my herder. Nou dink ek, waar gaan hierdie eindig? Waar gaan hierdie eindig? Die bank se geduld is nou op. Wat gaan hierdie einde? Nou lees ek. Kom ons lees, julle ken dit. Die Here is my herders, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie. Hoekom nie? Want God is met my. God se begeerte dat ons moet weet dat hy met ons is. Ek wil net weer daai, dit is vir my so, ek weet die Afrikaans sê mos nou 'n riem onder die hart. It's a solid foundation if we are convinced in our hearts that God is always with us. Whether it's green pastures or the valley of the shadow of death, He's with us. Want U is naby my, U stok en U staf beskerm en ondersteun my, U berei my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande, U verwelkom my as 'n eregas. Deur my kop te salf met olie en my beker is oorvol en my beker oorvol te maak. Ek weet nie of julle ook al deur so 'n vreeslike krisis in julle lewe is nie. Nou lees ek hierdie skrif en my worstel is, hoe op dese aarde maak enige iets van wat ek tot nou toe gelees het, behalwe die dal van doodskade weer. Niks van die res maak vir my sin nie. Geen, 0. Luister die laaste skrif. Waarlik, U goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe. Al die dae van my lewe. Die 8de Februarie 2022 ook. U goedheid en guns vergesel my al die dae van my lewe. En ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. Nou, vergeet van die res, ek hak toe vas by U goedheid en trou vergesel my. Ek vra Here, hoe lyk goedheid en trou in hierdie storm waardeur ons gaan? Ek is nou net so, ek wil nie te veel afdwaal, maar toe ek het
die haal het ons die 8ste geslaan, en die 10de, toe trek ek nou van Ceres af terug plaas toe, oor ek nou voel, dis wat die Here in die volgende seisoen wat hy vir ons het, ons is nou klaar met die werk in die gemeente, ons gaan nou aan die markplek werk, ek voel toe soos Jona, wat op verkeerde skip is, en ek wonder of my broers my moet oorboord gooi, dat die storm kan bedaar. So dis die worsteling waardeur ek gaan om te wonder, Here, het ek die reg gehoor? Hoe is dit moontlik? Nou, ek wil nie te veel in die detail gaan nie, maar dit is nou so goed soos die bank vat nou die sleutels, dit is waardeur ons gaan. Gelukkig het ons nou al so 'n bietjie geoefen, dan is die eerste keer wat ons daar is dit nog nie so erg so dit kan wees nie, maar in elk geval, so net die Engels, luister gou hier, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. En ek vra vir die Here, help my om te sien hoe u goedheid en u genade met my is, op die 8ste Februarie en alles wat daarna volg. Want ek weet nie van julle nie, maar ek wil hê die skrif moet my sin maak. Ek wil die goed lees en dan dink ek, ek moet dit nou maar net so los hier, ek wil nie fluffy daaroor gaan nie, dit moet mos reël wees, want anders is ons harte divided voor die Here, ons weet nie hoe hy werk nie. Dit lyk glad nie so nie. Hoe lyk goedheid en guns in die storm? So kom ek, nou gaan soek ek, nou begin ek lees oor hierdie skrifgedeelte, wat dit beteken, en vir my was dit so goed gewees, so ek hoop hier volgende help vir jou. Ekskuus vir die lang draai tot hierso. Goodness, it's beneficial, it promotes life, it brings wholeness, which aligns with God's purposes, which fulfills His design. It's not surface level comfort. En ek weet nie van julle nie, so hoe ouer ons, ek sien daar mens baie grys mense tussen ons, hoe ouer ons raak, dan meeste van die tyd, nou, miskien as jy nou jonk is hierso, is dit nou nie goeie nuus vir jou nie, maar ek kan jou help. Die tafste tye in my lewe, het die meeste van die Here in my gevorm. Ons vlees is net treurig om die Here toe te laat, om iets in ons te vorm, as alles goed gaan. En of het nou droogtes was, of siekte was, of verhoudings, of finansies, wanneer ek op my laagste was, en ek kyk na dit 3 of 5 of 6 jaar terug, en sê ek, was die Here nie vir my goed in daai seisoen gewees nie? Want wat het hy gedoen? Hy het iets van sy Christ likeness in my gevorm wat aanwesig was. Toe dit die tafste gegaan het die meeste van God se purpose in my lewe grond gevat en pos gevat en gegroei. En dit is die tipe goodness waarmee God ons pursue. Ons gaan nou iets sê oor pursue. So dis jong mense, as jy dink, lekker baie, né? As jy dink oor God se goedheid, dan moenie oor die materiële goed dink nie. Amen, ons het dit nodig. So, dink oor God se goedheid ten opsigte van Christ-likeness. Wat kan God, en God het jou so lief, dat hy, dit is soos 'n goeie pa, man. Mag het ek nie hier sê nie, maar 'n goeie pak slaap gekry. Hoekom? Man, dis goed vir hom. Ek is lief vir hom as ek dit doen. Maar met al die prosperity teachings, dink ons, eerstens, dis die vyand, en God sal nooit so iets doen nie. Therefore, we don't have the fear of the Lord. Kom ek vertel ietsie net simpel wat gebeur in daai selfde tyd. Ons is eintlik 3 baie goeie vriende, wat deur hierdie selfde ding gaan daar, so ons lees so in die selfde streep wat die haal getrek het. Nou vertel die een nou saam kuier, hy sê, ja, hulle maatskappy is niks lekker op die oomblik. Ek sê, wat is dit? Hy sê, nee, almal is bevoeterd en kwaad en is grimmig met mekaar en niks, dis nie lekker om maar te werk nie.
En ek weet nie of dit die regte opwerking is, maar die opmerking wat ek van maak, ek sê, maar wat die Here het julle in die hart genoeg met die haal gepiets nie. Daar's te veel astrantheid oor. By ons is almal so mak soos 'n lammetjie. Ek hoop julle kan nie al hierdie nonsens uitsny as julle dit tog moet dit net in die publiek sit hier, hoor. Maar daar's ietsie waarheid in dit, hoor. Weet jy, by ons, ek en my broers boer al, weet jy, van my pa dood is 35 jaar saam. Ek het nog nooit seker opregte gebede, gesprekke oor waarmee is ons nou eintlik besig? Wat doen ons hierso? Is ons in appels en pere in, of is ons in die koninkryk? Kan ons net kies waarmee ons besig is? En daar is geen, ons het iets van die vrees van die Here beleef. As dit nie vir sy genade nie is ons nie môre hier nie. En eintlik moet ons so dink oor ons asemhaling. Ek moet môreoggend opstaan en dink, dankie Here vir 'n nuwe dag. Maar ons raak so, ek weet nie, blasé, arrogant. En ek sê vir my vriend, julle is nie groot genoeg in die moeilikheid om nederig voor die Here te wees, hè. Dis hoekom maar hierdie bekleier, ons sal niks van dit hê. Ons is, ons weet ons is in die moeilikheid. As dit nie vir die Here se genade is, ons eie goedheid nie. En ek wil bysê, dis God se liefde, wat so moet ons werk om ons op hierdie plek te kry. Waar ons kan sê, Here, laat die wil geskied. Ek wil nie meer met my needs and wants voor jou kom nie. Help my om te leef soos wat jy bedoel het vir my om te leef. En die Here sê, enige iets wat in lyn val om dit in jou lewe te bewerkstellig, is goodness from God. Kan ons 'n amen sê op dit? En kan ons na ons situasies kyk en vra, Here, waarmee is jy besig sodat goodness hier uit sal kom, wat lyk soos Christ likeness? Ja. Goodness, maar ek wil net gou vinnig die ander klaar maak. Mercy, daai woord as jy dit gaan opsoek en gaan oplees, Hesed, ek weet nou nie of 'n oomblik wonder ek of Hesed 2 esse het, is 'n Hebreëse woord wat beteken, ek sal nie van jou laat gaan nie, kom wat wil. Wie hou van daai woord? Hesed. Dit is die tipe van goodness en getrouheid waarmee God jou pursue. Nie jy vir hom nie. As ons nou baie religious wil wees, dan pursue ons die Here. Nou daar is ietsie waar van dit. Maar daar is 'n baie groter waarheid daarin dat God die mens pursue. Van hulle uit die tuin uit weg is, het God hulle pursue met alles wat hy het. Hy het hulle in ballingskap weggestuur, dat hulle sal terugkom na hom toe. Nie die vyand nie, God self het die Babyloniërs gebring om die Jode in ballingskap te kry, dat hulle oë moet oopgaan, dat hulle verlore en weg is. En hoe kan die Here ons almal help met die klein en die groot krisisse waardeur ons gaan, om te weet dat dit sy liefde is wat ons pursue, dat goodness en mercy deel sal wees van ons. Steadfast love, hesed love. Jy weet, as 'n mens in die huwelik is, dan weet jy ontbreek hesed love. Ek sal nie van jou laat gaan nie. Party daar dink ek, my vrou, ja, sy wil my nog nooit skei nie, maar sy sê, sy wil al so partykeer my raak ry. En, ja, ek spot nou sommer maar. Goodness and mercy displays covenant faithfulness. Lees dit en dink dit, bid dit deur. Goedheid en genade weerspieël dat God verbond met jou het, en hy sal getrou aan hy verbond bly. Whatever hy moet doen, om jou nader aan hom te kry, sal hy doen. Al moet dit vir 'n oomblik pyn wees, en swaar kry wees. It's not the enemy, it is God calling you back to him, closer to him, that his purposes will be fulfilled. Dit moet ons opgewonde maak, nie hartseer nie, dat ons 'n God het wat so lief is vir ons, om ons nie net te los nie. Not random blessings, but tangible benefit
and a planned purpose. God sê, ek het die planne vir jou lewe gehad toe ek jou in jou moederskoot gevorm het. En ons kan of teen God se ingryping in ons lewe rebelleer, en die pyn sal net meer raak, of ons kan na die Here te draai en sê, Lord, help me to see what you see, to walk in the plans that you have. So, ek het sommer hierdie paar goed neergeskryf. Sometimes, this goodness and mercy includes the following, provision. So, partykeer is daar voorsiening, in God se goedheid, ek weet nie van julle nie, maar hy het my al in groot nood, het hy voorsien vir my. Maar hy het my ook al gedissiplineer. Ander kere is dit beskerming. Ek en my broer praat nou die dag te praat ons oor, prys die Here, ons was finansiëel in die moeilikheid 5 jaar terug. Ons sou, as ons nie was nie, die stupidste besluite geneem het. Dit was beskerming van die Here, dat ons nie daai tyd in staat was om iets te doen wat ons wou doen nie. Protection, het ons gesê, correction, korrigeer, ek hou nie daarvan nie, snoei nog minder. Ek is 'n vrugteboord en ek boer en ek weet dit is goed vir die bome om gesnoei te word, die wingerdstokke om gesnoei te word. Maar dit is nie lekker nie. Maar dit is vrugtevol. Ek weet wat ek reg snoei, dra meer vrugte. Ons is so, God sê hy openbaar homself in die natuur. Ek is mal oor die natuur, want ek sien God in dit. Ek hou vanoggend die stil, nou sit die 9 mossies daar onder die boom. Nou is dit 'n pik hulle almal daar so. Ag, en terwyl ek as dit gaan, dit sommer deur my kop. Dalk is dit vir iemand hierso. Nie een dra kos aan vir die ander een nie. Elkeen van hulle. Hulle is 'n community. So en wat vat ek al uit? Jy is persoonlik verantwoordelik vir jou stilte tyd en jou intimiteit met God. Niemand kan dit vir jou doen nie. En so op 'n manier is daar persoonlike verantwoordelikheid in community. Ons is nie individue op ons eie nie. Maar die feit dat ons community is, maak nie dat ek my verantwoordelikheid kan abdikeer nie. So mooi as ek hy mossies daar sien wy. In community wy hulle. Maar elke ou doen sy job. Hy werk. Pruning. Partykeer, nou kan voorbeeld uit die Bybel uitgaan, dink Job is een, gaan ons deur baie swaar kry for one purpose. That the way you handle it will be a witness to people around you of God. They will see something of God in you, the way you handle suffering. Only a witness. No correction, no protect, nothing of the other stuff. No correction, no pruning. God is just asking, what witness will you be when you go through suffering? So, ek wil ons aanmoedig, so daarom is een van die belangrikste goed, en dit is so my begeerte in hierdie proses waardeur ons gaan. Lord, what are you busy with? I want to know. Ek gee nie om geen antwoord te kry nie. Maar ek gaan nie blindelings net uithou nie. Ek weet nie van, die Afrikaner is nogal goed met uithou. Partykeer tot ons eie nadeel. Weet jy dat 'n goeie eienskap tot jou nadeel kan wees? Ons hou ons uit, lang al verby wanneer ons al moes oorgegee het. Nou hou ons nog uit. Nou ek gee nie om swaar te kry nie, en ek gee nie om deursettingsvermoë te hê nie. Maar ek wil nie dit hê, as ek die Here moes gehoor het, in die prosesie. En ek dink partykeer kan dit gebeur, dat jy deur swaar tye gaan, and God doesn't speak. You just have to go through it. Maybe years later, or whatever, die ewige lewe gaan ons hoor. I'm okay with that. But I want to make sure, if God is speaking to me through the suffering, I want to know that. I want to hear His voice. What are you busy with, Lord? Not wat pas vir my nie. Maak dit sin? So miskien net 'n oomblik, en dan gaan ek afsluit, maar net voor ons afsluit, vir 'n oomblik. What past experience have you gone through, and today, if you're looking back, you see the goodness of God through that? Miskien net 'n oomblik vat. Say, Lord, show me painful, suffering, tough seasons of my life. How can I see your goodness and mercy in that? Help me to see it, Lord.
nou, twee goed gebeur met my as ek die Here vra om hierdie tipe goed vir my te wys. Die een is, dat dit partykeer, meeste van die tye, vir ander mense baie bemoedigend is, as ek ietsie van die getuienis kan vertel. Ek kan nie vir hulle noodwendig sê waar hulle bevind en wat die Here besig is om te doen nie. Ek is maar eintlik versigtig om dit te doen. Jy weet, ek hoor die Here so mooi om nou vir iemand anders te sê wat die Here mee. Maar ek kan net my eie lewe uitgetuig en my getuienis help mense om met deursettingsvermoë en getrouheid in hulle seisoen te stap. Dis die een ding. En die tweede een is, dit bou my eie geloof vir die volgende keer as ek weer. Ons almal wat hier sit, het nie net swaar gekry nie. Die kans is 100% ons gaan nog weer swaar kry in hierdie lewe. En wanneer ek daar kom en ek het myself herinner van die Here se getrouheid, net af te sluit, shall follow me, hierdie is nie 'n passief nie. Shall follow me, as julle nou onthou wat sê, God's goodness and mercy shall follow me. Dit is soos 'n Dawid gebruik dieselfde woord van daai follow me as hy beskryf hoe sy vyande hom gejaag het in die woestyn. Hy moes wikkel om voor te bly. Dit is die aktiewe pursuit of God with goodness and mercy after you. En ek bid regtig dat die Here julle van die jong mense wat hier sit tot ons ouer mense sal help om te sien hoe God aktief besig is om sy goodness and mercy jou mee te pursue. It's active, it's a chase after you, it's a run after you, it's to hunt you down because he wants you closer and with him. Dis God se hart. Dis waar hy jou wil hê. Hy wil jou nie so half hê nie. Hy wil nie hê jy moet stak daar waar jy is nie. En ek wil ons vanoggend net weer aanmoedig dat ons altyd kan groei in ons intimiteit met God. Ons het nooit gearriveer nie. Net soos wat ons huwelike nooit gearriveer het nie. Ek dink die hartseerste ding wat ek partykeer sien is dat ons in ons huwelik opgee vir dit wat God eintlik bedoel het. Sê is nou maar hiermee saamleef tot die dood ons skei. Die Here het nie dit bedoel nie. Die Here het bedoel dat ons hom sal vertrou om te groei en meer soos hy te raak, en hoe meer ons soos hy raak, hoe voller raak die huwelik waarin ons is, of die verhoudings waarin ons is. So don't settle for mediocrity. Vertrou die Here om te groei in jou intimiteit met hom, in jou verhoudings rondom jou. So God is pursuing you actively. So ek sluit hom sommer af met die volgende twee skyfie. What does this mean for you? Miskien net 'n bietjie dink oor dit. Nothing in your story is wasted. Dis hoekom Romeine 8 kan sê dat God alles ten goeie laat meewerk. Alles. Al die dae van jou lewe. Hy's al die dae van jou lewe. Is hy met die goedheid en guns pursuing you. Daai mees disastrous een wat jy aan kan dink. Is God. Nothing is wasted. In elke vallei waardeur jy gaan, het die herder se oorsig, se teenwoordigheid met jou. God's design is still advancing. Pruning is productive. You are not walking through life neutral. God is actively pursuing you to become more like him. You are pursued by divine intention, covenant commitment, restorative purposes, and God himself to do life with you. Daai 4 goedjies is nogal vir my, as 'n mens dit kan onthou in jou moeilikste tye. God is busy pursuing me with divine intention, with covenant commitment. It's got a restorative purpose, and God himself wants to do life with you. He wants to be with you. He wants to do everything with you. Ek moet sê vir my, ja, is vir my so lekker om bedags uit te kom in die natuur, in die boerdery, waar jy ook al werk, en om saam met die Here in die detail waarmee ek besig is te stap. God ken die ontwerp van sy plante en sy grond en sy goed waarmee ek elke dag werk, baie beter as ek. So lekker om te soek in dit. Te vra, Here, hoe moet ons hier maak? Hoe doen ons dit hier? So ek wil afsluit by, hoe bid jy in hierdie tye? Ek wil ons aanmoedig, reg deur die Bybel, ons wants and needs van ons krisisse is belangrik vir God.
maar dis nie nommer 1 nie. En gewoonlik as ons dit nommer 1 maak, dan mis ons waarmee God besig is. So ek gaan jou help met ietsie anders, wat ek dink wat belangriker is om te begin deur God lof en aanbidding te bring. Deur te begin om te sê dat hy regeer en aan hom kom alle eer toe. Ons sal sien as Jesus sy disippels leer bid, dan begin hy daarmee, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Eer en verheerliking van God. Die oomblik as ons dit in plek het, verander ons, dan haal hy ons uit die gat uit waarin ons is. As ons God verklaar vir wie hy is, God is eternal, God is, we've sang all these things this morning. Maybe we can think of one of those songs to sing again at the end. He's sovereign. He's good. His mercy lasts forever. This is the God, and once we declare who God is, it changes us. The second thing we do is we start to put ourselves in line with who this God is. He's holy. Meeste van, ek dink aan Jesaja, ek dink aan Dawid en aan Paulus. Omdat hulle God sien vir wie hulle is, besef hulle eintlik hoe treurig hulle self is. En dan vra hulle vir God se genade. Sê, Lord, I'm full of sin. I'm only a man before you. So, as ons God kan verheerlik vir wie hy is, en onsself in perspektief sit van wie hy is, kan ons, so meeste van die tyd, as ons deur, ek wil nou nie baie spot met die erg charismatiese manier van bid nie, maar as ons deur moeilike tye gaan, dan bestraf ons die Bybel, bestraf ons die duiwel, dan sny ons als af. Wat sien ons, wat is meestal die patroon, as mense deur baie taaf tye in die Bybel gegaan het? Wat is die eerste ding wat hulle gedoen het? Praise. Second? Repent. Repent. So I want to encourage you to praise God, to lift him up, and to ask him if there's anything that you have to repent from. To align yourself with this holy God. Pride, lukewarmness, arrogance, taking choices without consulting God. Whatever we are doing, ek doen hulle elke dag. Leef die lewe asof ek weet, instead of inquiring from God. Ons sien dit, of het nou Daniel was, he inquired from the Lord. If it was Moses, he inquired from the Lord. If it was David, he inquired from the Lord. Nie op ons eie manier nie. En dan om te vra, Here, waarmee is jy besig? Wat doen jy? Wat wil jy doen? Maak my oë oop om te sien waarmee jy besig is. En ek sou sê, bring your needs and your wants. But do these other things before you come to your needs and your wants. Want gewoonlik, as ons hierdie 4 goed wat ek nou net genoem het, to praise and to lift him up, to repent, wat het ek nou nog gesê, to ask him to open your eyes, what is he doing, and then we bring our needs and wants. By daai het my needs and wants meeste van die tyd 'n bietjie verander. Here, wat wil jy hier doen, deur dit waarmee jy besig is? Ek wil vir die worship span vra om vorentoe te kom. Kom ons staan en wil ek bid vir ons, en dan sluit ons af met 'n lied. So maybe I've shared too much. God pursues you actively with his goodness and mercy. In the toughest of times, he is still in control. And he's busy forming his kingdom purposes in and through you. Lord, open our eyes to see what you see. Lord, help us to know that you are faithful, that you are good,
that you are thinking eternal good and not only good in this flesh and this world, and that you are pursuing us in that way to form us, to pull us out, to lift us up, to transform us, to purify us, to prune us, to let your kingdom come through our testimony of thankfulness and praise and glorification of the Lord in the tough times. Lord, I want to pray for every individual where they are. And thank you that we can look back. Help us to see where you have worked out our toughest times to our good, to the good around us, and to further your kingdom. And thank you that we can trust you for that, for the future. Thank you that your goodness and your mercy is with us. May God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us, that your way may be known on the earth, Lord, your saving power among all nations. I want to pray, Lord, for everyone, that the way we work, the way we live in our workplaces, will bring your grace and your good news to people around us, Lord. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Thank you, Lord, that Matthew 5 also says that you will be with those that mourn, and that you will comfort us. Thank you, Lord, that we don't have to hide our suffering from you, that we have to hide our emotions, our pain from you, that you invite us to bring our pain and suffering to you, Lord. Thank you for that. Thank you that we can be free to be honest before you, and that you want to wipe away the tears and comfort us. Will you strengthen us for this week, Lord, for this new season ahead? Lord, we are waiting upon the rains. And thank you that we can come to you and ask you that you will send the rains, Lord, to grow the weeds. We are dependent upon you, Lord, completely. We acknowledge that. I want to pray that you will help us to walk in a righteous fear of the Lord. Here, dat ons met die vrees van die Here sal leef. Here, help ons om te handel met ons trots en ons eie ek, of het in ons verhouding met U is, of met mekaar. Help ons, Here, om nederig te wees, afhanklik te wees, om U naam te loof en prys. I pray for open eyes of the heart to see you for who you are. And I pray it in the name of Jesus. Amen.